God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder die boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dag, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n pad stal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laas na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by Vredefort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof die naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal het sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Kom ons staan saam en ons sing almal lekker saam, tot eer van die Here. Here
Ek sing halleluja in die midde van my vyande. Ek sing halleluja, harder as die ongeloof. Ek sing halleluja, my God is a melody. Ek sing halleluja, hemel kom en veg vir my. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal ek my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Ek sing halleluja, met alles in my. Ek sing halleluja, ek sien hoe die duister vlug. Ek sing halleluja, in die midde van seerkry. Ek sing halleluja, vrees het gekou vas nie. Ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal ek my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. O, ek sal sing in die middel van die storm, harder en harder sal ek my lofprys hoor. Vanuit die as kom nuwe hoop, die dood is oorwin, ons koning leef. Sing halleluja, sing halleluja, ek sing halleluja, ek sing halleluja. Goeiemôre vriende. En hartlik welkom by vanoggend se erediens dan ook. Dis vir my ook lekker om weer terug te wees. Ek en Lindy en die kinders 'n bietjie lekker gaan rus en verfris uitgekom, so reg vir die nuwe kwartaal wat voorlê. En ek sal volgende Sondag vir ons bietjie meer vertel oor alles wat ons hierdie kwartaal kan verwag dan ook. Maar vir nou wil ek net vir julle dankie sê dat elkeen vir julle vanoggend hier is. Ons dra kennis van 'n klomp gesinne in ons gemeente wat in die week wat verby is en pas geliefdes aan die dood afgestaan het ook. So ons sal in die week wat kom sommer môre al reeds op die gemeente se WhatsApp groep vir julle meer inligting daaroor gee oor die tye van die gedenkdienste wat sal plaasvind vir die wat wil bywoon. En ek wil niemand uitsonder vanoggend nie, maar ek wil tog vanoggend net op 'n spesiale manier ook erkenning gee vanoggend aan Tannie Annelies Moster wat oorlede is. En kom ek haar wil uitsonder, Tannie Annelies het vir jare en jare en jare onder andere die kinderkraans hier in ons gemeente gedoen. En hoeveel kinders se lewe is deur haar nie geraak nie. So ons dink in besonder ook aan haar en haar gesin en geliefdes, aan 'n bokkie spesifiek dan ook in hierdie hartseer tyd, maar ook aan elke gesin wat in hierdie tyd iemand aan die dood afgestaan het dan ook. So hou asseblief die gemeente se WhatsApp groepe dop. Ons sal môre vir julle meer inligting gee oor al die verskillende gedenkdienste en wanneer dit gaan plaasvind dan ook. Vanoggend is 'n ander spesiale geleentheid ook. Julle sal onthou
En so hier aan die begin van die jaar het hy vir ons as gemeente gesê dat een van ons gemeentelede, Donovan Wellen, studeer teologie hierdie jaar en dat as deel van sy teologiese studies moet hy 'n paar preekgeleenthede ook kry. Hy het so 'n paar maande terug sy eerste preekgeleentheid gehad en vanoggend is daar die volgende geleentheid waar hy dan kans kry om ons vanoggend in hierdie erediens te lei. So ek gee hiermee oor aan Donovan. Donovan, seën vir vanoggend en ons luister na wat die Here vanoggend deur die Thank vir you. ons wil sê. Môre almal. Môre klas. Ek moet my opwarm. Volgende week begin skool. Bly om te sien hier's 'n hele paar mense hier, so ek dink meeste van die mense het afgeskrik toe hulle gehoor het is nederigheid en getrouheid. Maar ten minste is julle hierso en soos hulle sê, die werkers is min, maar die oes is groot. Weet jy, ek wil net ook dankie sê en vir die meeste mense welkom teruggee hierso in Jaco, welkom. Nou 'n lekker lange vakansie vir jou. En ek glo dat jy vir ons hierdie jaar of hierdie kwartaal goeie boodskappe gaan deurgee en vir ons lig waar ons laag lê en aanmoedig waar ons bietjie swak lê. Maar dankie weer eens ook vir jou en jou bydrae. En dan ook baie dankie aan almal wat betrokke is altyd om 'n handjie by te sit en dit word regtig werklik opreg waardeer. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om weer by mekaar te kan kom as 'n geloofsfamilie in 'n klein dorpie. Dankie liewe Heer dat ons hier kan sit in die teenwoordigheid en rustig word en weet dat U is met ons. Liewe Heer, ek vra dat U saam met elke persoon hier gelukkig, ongelukkig, hartseer, bly mag wees en hulle het mag troos en weet dat U is altyd getrou. U is altyd lief. Dankie Hemelse Vader dat ons eintlik so bevoorreg kan wees om kinders van U genoem te word. Liewe Heer, dat ek vra dat U saam met elke lid hier sal wees vandag, waar ek 'n boodskap sal oordra, dat U met hulle sal werk. En dat hulle sal verstaan dat daai boodskap kom van U af. Ons vra nie omdat ons dit verdien, liewe Heer, maar in die groot almagtige naam, Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle almal. Van God ons Vader, die skepper van die heelal. Jesus Christus ons verlosser, en deur die werking van die Heilige Gees, julle hom mag beleef. Amen. Ons gaan nou 'n lofprysings doen, 'n lofprysingliedjie, maar ons het 'n paar momente vandag wat 'n bietjie anders te gaan wees. So ons gaan begin net gou met 'n lofprysingsliedjie, en dan gaan ons oorbeweeg na die geloofsbelijdenisse wat ons lanklaas gedoen het. Maar hierdie sessie van vandag, hierdie diens wil ek hê vandag moet jy regtig rustig word en net reflekteer waar God besig is in jou lewe. En waar jy hom ervaar en waar jy tekort het. Jakob. Kom ons besing die grootheid van die Here. Die weelde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juich, die hele aarde juich. Hy kleed homself met lig, en duisternis met vlug, die grootheid
ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien hoe groot is ons God. Julle kan soms so bly staan as julle wou vir die apostoliese belydenis, sorry, my tong. Kom ons begin. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die geheiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou 'n gebedslied doen, soos 'n wildspok. En dit is net weer 'n bewys en belydenis van waar ons bron vandaan kom en hoe afhanklik ons is van die Here af. Soos 'n wildspok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Soos 'n wildspok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U dier. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek loof U as my Heer. Vandag praat ons oor die vrug getrouheid en nederigheid. Nou, getrouheid is direk gekoppel aan Galasiërs 5, maar nie nederigheid nie. Maar nederigheid is die onderintegreerde basis van sagmoedigheid en geduld en liefde en die gesindheid van Christus. En ek het 'n opskrifie gehad vandag vir julle, wanneer die Heilige Gees my maatstaf breek om my gesindheid soos Christus te laat word. Nou hierdie enetjie, hierdie goedjies hier, so ek het nou my maatband, my verlengingsmaatband vergeet. Maar julle almal ken hierdie ouetjie. Hierdie is nou net 'n elektroniese ene.
'n skaal wat ons op staan. Ek moet vir julle sê, vanoggend toe ek op hierdie skaal staan hier in die kerk, toe weeg ek 15 kilos ligter as by die huis. Maar weer eens het ons net besef, soos Jaco gesê het, hoeveel gewig ons dra as mense. En dan het ek hier 'n klein maatkoppies, grootjie en 'n kleintjie, en dan het ek ook 'n maatband gehad, maar ek dink ek het hom in die kar vergeet. Maar ons almal het sulke oudjies aan ons, wat ons mee rondbeweeg. Jy kan hom net nie sien nie. En ons gebruik daai om mense te meet. Hoor jy wat ek sê? Ons gebruik soms maatstawwe om ander mense te meet, situasies te meet, kinders te meet, hoe dinge behoort te werk, hoe dinge moet gebeur, hoe ander moet optree. En soms doen ons dit ook met die Here hoe hy moet optree. En ons sien dit nie as hoogmoedigheid nie. Ons sien dit as dit is hoe dit moet wees. Ons almal ken ons eie, dit is hoe dit moet wees, mos man. Maar sodra jy dit doen en sê dit is hoe dit moet wees, dan begin jy jou maatstaf gebruik. En dan wat sê ons dan? As jy dit nie so sien nie, dan sal iets fout met jou. Jy weet mos dit is verkeerd. Nou die storie wat ek vir julle wil vertel, agtergrond, Paulus skryf 'n briefie na Filippi. Nou Filippi was een van die eerste plekke waar die evangelie regtig pos gevat het in Europa. En Filippi was 'n Romeinse koninkryk, bekend vir status, burgerskap, eerposisies. En dit is hoekom Paulus hierdie brief skryf, en hy skryf die brief terwyl hy in die tronk was. Nou jy kan nou vir jouself dink, hy skryf hierdie aan verskillende mense wat ek nou vir julle gaan noem, maar hy self in die tronk en hy is onderdruk, maar hy skryf dit ook aan die onderdruktes in Filippi. Nou in Handelinge 16 was daar 'n vrou Lydia, sy was 'n besigheidsvrou gewees, maar sy het tot bekering gekom toe sy na 'n boodskap van Paulus geluister het. En wat so wonderlik was van haar, sy was 'n vrou met status, en sy het haar huis oopgemaak. Volgens teoloë was sy een van die eerste mense wat haar huis oopgemaak het, sodat Christene bymekaar kon kom, om meer te leer en die Here te loof en te prys, want hulle weet, mense was in die tronk gegooi daai tyd, en het was rof. Dan was daar die slawin, sy was daarin bevry, deur haar mense, en dan het ek ook die tronkbewaarder wat tot geloof gekom het. Maar hoekom ek hierdie vir jou noem, is dat dis verskillende mense, maar die evangelie het dieselfde gebly. En dis hoekom ek die boodskap vir julle wil oordra. Ons is verskillende mense, met verskillende statusse, maar een evangelie. En sy kernboodskap was, hy wil nie hê hulle moet weet, hulle maatstaf is status of eie belange nie, of beheer nie, maar Christus. Ek lees vir julle Filippense 1 vers 27 tot 2 vers 11 uit die 2020 vertaling uit. Ek wil net gou dit ook met julle deel, voor ek aangaan oor die leesstuk toe. Mense vra vir ons, hoekom lees ons uit die 2020 vertaling uit, hoekom die 83, hoekom die 53, 33 vertaling uit? Daar was vir ons gesê dat ons uit die 2020 vertaling moet begin werk, want dit is naaste aan die oorspronklike dokumente, manuskripte wat daar beskikbaar is. So, wees vry, gaan kry vir jou enetjie, vat jou 83 vertaling en jou 2020 vertaling, vergelyk dit met mekaar en dan gaan julle sien, ons party stukkies wat lekkerder lees, baie beter uitstaan en meer verstaanbaar maak. Maar nietemin, kom ons gaan aan. Aansporing tot geloof. Oom Dion, sit net hierdie mics, hierdie monitors bietjie sagter asseblief. Nog net dit, luister mooi. Tree so op dat die evangelie van Christus waardig is.
sodat of ek kom en julle sien, of nie teenwoordig is nie, ek aangaande julle omstandighede mag hoor, dat julle in een gees vasstaan, en van hart en siel saamstry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik nie. Vir hulle is dit 'n teken van ondergang, maar vir julle is dit 'n teken van verlossing. En dit kom van God, niemand anders nie. Dit is immers ter wille van Christus aan julle as gawe gegee, om nie net in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Julle stry dieselfde stryd wat julle my sien stry het, en waarvan julle nou hoor dat ek nog steeds stry. En nou begin die mooi beweging. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur een gesind te wees. Een in liefde, een in gees, een in denke. Deur iets uit selfsug of ydelheid te doen, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. En die belangrikste stukkie, die kernboodskap. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as om iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en ander mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder. Hoe? Deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op aarde en onder die aarde, elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Wat 'n pragtige stuk. Wat 'n mooi stuk was dit gewees wat ons nou gehoor het. Daai eerste stukkie het hy gesê, tree so op dat die evangelie waardig is. Waardig. Nie net ons siening in my opinie, ek gaan leef dat my opinie waardig is nie. En nie net elke Sondag lewe nie. Ek gaan nie net lewe op 'n sekere tyd in my huis, my werk en my kinders en vriendskappe, gemeente, gemeenskap, huishouding, houding teenoor ander mense en die lys kan maar nou aangaan. Maar lewe die evangelie waardig. Ek dink 'n mens kan maklik sien wanneer dinge vir ons beginne werk en mense beginne dinge doen volgens hoe ons sê dit moet doen. Ek vat nou ons almal ken ons nou daai wintie ou en hy dink hy's nou die groot baas. Maar soms wanneer ons ook so werk, het ek al gesien, kan 'n mens baie maklik nederig voorkom wanneer dinge volgens jou manier werk. En ek dink ons almal het dit al gesien. Maar wat gebeur wanneer dinge nie volgens jou wil gaan nie? Wat gebeur wanneer dinge nou teen jou is? Dan haal jy maar jou maatstafie uit, dan begin jy te meet. Ek vat nou 'n goeie voorbeeld was hierdie week toe die water af was. Dinge het gewerk en toe dit nie gewerk het nie, toe bring almal nou hulle maatstaffies uit en hier begin hulle daai Facebook so te slaan en die WhatsApp boodskapies te stuur. Die ene is sleg, die ene sê die moet te werk nie. Waar kom hierdie ene nou weer vandaan? Hulle dink hulle weet alles. En so gaan die lys aan. En dan sit ek net en kyk en luister en dink ek myself, "Sjoe, mense." Maar jy sien nou, met hierdie gesê kry jy hoogmoedbeweging wat opwaarts is na God toe en 'n hoogmoed wat afwaarts wys na mense toe. 'n Goeie ene, nou vir opwaarts na God toe, my plan. Nie God se plan nie.
En dan begin jy om te bevraagteken. Here, hoekom laat jy toe dat die mense dit kan doen, maar nie met my nie? Of liewe Here, hoekom seën jy nie my idee nie? En dan begin jy onderhandel met die Here. Dis eintlik verkeerd, jy moet nooit onderhandel. Here, ek sal doen as jy kan bewys dit is so. Of liewe Heer, weet jy, as jy daai mense net vir my sal uitsorteer asseblief, ek haat hulle met 'n passie. Sorteer hulle dag sal kom. Ek onthou toe Oscar Pistorius se storie uitgekom het. Goeie genade, dit lyk asof die mense die groot oordeelsdag wil uitvoer. Hulle sê hom sleg, hulle straf, Heer, arme Oscar word so sleg verneder daar so deur die ander mense. En ek dink toe soms reflekteer ons en ons kyk nie baie na onsself nie, want ons kan dadelik in daai groef inval om so te word. Daar in Lukas 18 gaan julle, as julle Lukas 18 gaan lees vanaand, ek bitter graag julle moet gaan lees daar, kry jy hierdie twee stories waar Jesus 'n gelykenis gee van 'n fariseer en 'n tollenaar. Onthou, 'n fariseer was iemand waar mense na opgekyk het, jy weet, dis mense wat God aan geloof het en aanbid het, hulle dinge so gedoen volgens die boek, hulle het so aangetrek. En dan het jy die tollenaar wat gekonnekteer is aan die Romeinse Griekse wêreld se koninkryk. Die mense het nie baie van hulle gehou nie, hulle het hulle eintlik maar gehaat, want hulle was skurke, hulle was skelms, hulle het dinge agterbaks gedoen. En dan kom hierdie tweeetjies en bid nou. Die fariseer sê, dankie liewe Heer dat ek nie soos hulle is nie. Gaan lees dit. Baie dankie Here dat ek beter is as daai mense daar buite. Gaan lees. Maar dan kom hierdie tollenaar en hy maak oop en hy besef, weet jy, ek is verkeerd. Maar hulle albei kom by die tempel aan, waar God nou teenwoordig was. Die ene kom met hoogmoed, ander een kom met oop arms. En net daar het hierdie boodskap eintlik vir my weer eens net harder geslaan, want ek lewe vandag in 'n hoogmoedige wêreld en ek raak selfs hoogmoedig, sonder dat ek dit besef. Al is dit nie my intensie nie. Ons probeer mense uithelp, dit is nou met die afwaartse, ons sê ons help hulle, maar eintlik help ons hulle nie. Soms help ons hulle om net ons beeld te word en te vorm. Dink mooi daaraan. Ek was so geleer, ek gaan jou wys. Ek as by die skool sit met baie uitdagings, en ek weet, sommige skole het ander uitdagings uit. Myne is kinders wat uit moeilike omstandighede uitkom. Baie moeilike omstandighede. Daar's die ouers hier, daar's die kos hier, daar's net dwelms, is bendelede, you name it. En weet jy, daai kinders gaan toe nou mal aan by die rye, en hier kom hierdie een meneer na my toe. En hy sê, kyk net hoe gaan hier goed aan. Kyk hoe gaan die goed net aan. Weet jy, hulle is regtig, ek weet nie wat is die mooi woorde wat hy genoem het nie, maar kom ons maak dit net baie lelik. Dit was nie mooi nie. En ek sê toe vir hom, ja, meneer, het jy al ooit gewonder hoekom hulle so is? Ek kon ook gesê het hulle is so, maar ek dink net gou 'n bietjie verder, ek soek die wortel. Was hulle in 'n bevoorregte posisie soos waar ons vandag sit? Om te weet, ons het ouers wat ons gehelp het, ons het kos gehad, ons hoef nie te beklei vir survival op die strate nie, al het ons baie beklei op straat, weet ek. Tog hierdie arme kinders het niks. Hulle lewe net vir vandag. En ek dink, hoe kan ek hulle veroordeel omdat hulle so is? Ek kan nie. Want ek kom uit 'n ander agtergrond uit. En dis hoekom ek wonder soms, ons kultuur kan ons ook soms hoogmoedig maak. Want hoe ons groot word in die huis, begin ons dadelik te judge, as daai mense nie dieselfde op 'n manier dinge doen as ons nie. Veral in ons land, hierdie multikulturele, rasse, verskillende dingetjie wat aangaan, kan ons soms met ons kultuurlensies na mense kyk en sê, weet jy, kyk hoe gaan hulle aan, hulle gryp net alles, en ek besef toe, hulle het niks. En ons is in 'n bevoorregte posisie, en ek gaan vir jou sê hoekom. Ons lewe amper in dieselfde omstandighede as wat Jesus geleef het. Armoede was baie hoog in Jesus se tyd.
2% van die mense kon eintlik lees en skryf. Wat sou ons vandag gesê het? Ja, die mense is dom, jong. Ek leer dit. Ek sê dit maar so, want dit is so. Kyk hoe gaan die mense, hulle het seker nou nie skool geloop nie. Daai mense het ook nie skool geloop nie. Hulle het op plase geboer. Dis al wat hulle gehad het. En ons kan soms in 'n groef beland om te oordeel, omdat ons nie hulle wêreldbeeld ken nie. En dan selfs in huwelike. Ek wil dit inbring in huwelike. Paartjies in die huis kan hoogmoedig wees. Ek bring meer as jy. Kyk, hier's my koppie is so. Hier's jou koppie. Nee, my vrou, come on. Ek doen baie meer as jy. En dan wat gebeur? Ons beklei in die huis. Die ene bring meer towards the party as die ander enetjie. En dan selfs 'n gevaarlike ding wat ek nou die dag vir Jaco ook gesê het, soms kan die ouers se hoogmoedigheid deurspeel na die kind toe, dan lewe die ouer deur die kind se leefstyl. Kyk, my kind het OP gekry. My kind het SA gekry, ja? Just, jou kind, nie jy nie. Nie braggie. Maar dit raak alles vir hulle. Ons selfs met hierdie gelowiges, afwaartse geloofsleefstyl. Daar was 'n tannie. Die tannie het verskriklik gekla in die kerk. Verskriklik. Sy het gekla oor die musiek wat hard was. Die mense trek so aan. Die ene maak te veel geraas. Die ene klap so my hande en hulle mag nie hande klap nie. En sy het heeltyd gekla by die dominee. Heeltyd gaan kla by die dominee. Maar die hele diens lank. Jy kan soms sien die tannie beweeg. En hy, dominee dokter, wag. Hy gaan vir die tannie sê, weet jy, kom volgende Sondag gou voor die diens begin, kom gaan na my toe, gaan vir jou ietsie gee. Reg? Gaan vir jou ietsie gee. Sy kom die volgende Sondag, hy gooi vir haar water in 'n glasie. Nou, ek het nou nie 'n lekker mooi glas nie, maar kom ons verbeel nou dis die glasie. Gooi hom chock-en-blok vol water. Hy sê, nou tannie, wat jy mooi moet doen vir my. Wanneer ek nou begin 'n preek, dan moet jy omloop. Wanneer die diens nou begin, moet jy so om die kerk loop. Om en om. Maar jy mag nie water mors nie. En tannie loop, die begin die diens. En sy loop. En sy gaan om en om die hele diens gaan aan. Sy kom sy sê, dominee, kyk, ek het nie 1 druppel water gemors nie. En hy sê toe vir, okay, nou, hoekom het jy nie water gemors nie? Nee, want ek het gefokus. Ek het gekyk en ek het gestadig en ek was versigtig en ek het hierdie ding mooi behandel, mooi benader en ek het stadig omgeloop. Hy sê, dalk moes dit jou gesindheid gewees het ook in die kerk. Want jou fokuspunt was op mense hier om jou, wat hulle doen en hoe hulle aantrek, mensgemaakte reëls, wette, hoe hulle moet voorkom, want dit is volgens wat die Here gaan van hulle verwag. Toe sê, jou fokus was meer op hierdie dingetjie, as die dinge op buite. En so moet jou gesindheid ook gewees het in die kerk. Luister meer oor wat ek wil vir jou sê, as wat Sunny aantrek en wat Pietie doen in die kerk, en dat hierdie in die kerk is, want dis hoekom mense seer kry in die kerk. Dominee Jaco Strydom, is 'n wonderlike boek wat ek gelees het van hom, Alle sondaars is welkom. Jaco ken hom bietjie baie meer as beter as ek. En hy het hierdie boek, Alle sondaars is welkom, gaan soek dit op. Dit leer vir jou soveel stories, is kort verhale, en hy vertel hierdie storie van, hy kom in 'n kerk waar hy preek en daar's 2 prostituie elke Sondag in die kerk. En dan is daar 'n boemelaar ook agter in die kerk. En die mense baie ongemaklik gevoel. Die mynsin was daar, moenie my veroordeel omdat ek anderste Sondag is wat jy Sondag het. Moenie my veroordeel omdat ek sonde anders te doen as wat jy doen nie. Ek steel, jy lieg. Ek breek, jy breek verhoudings. Ek breek die ding, so gaan dit aan. Maar nou kom dit weer eens terug na die skrif toe en hulle sê, hoe moet ek leef? Leef waardig die evangelie. Interessant genoeg, die boek, wie dink, wat spreek hy die meeste aan? Gesindheid of sonde? Dink mooi daaroor. Gaan soek dit op.
Die boek spreek meer gesindheid aan as sonde. Want dit gaan alles wat oor hier binne aangaan as die daad. Ek het al gesien, baie mense sê, Here, ek staan vas op hierdie Bybel. Ek staan op hom, jong. Ek wens ek kon nou op hom gestaan, dan het ek weer buk my regisseur. Maar hy nou sê, ek staan op hierdie Bybel, en sê ek vir jou, leef jy die Bybel uit? Leef jy hom uit? Weet jy wat die evangelie regtig is? Ja, evangelie, Jesus is my sonde gesterwe. Baie mooi, okay? Wat nog? Nee, ek weet nie. Leef uit wat hier staan. Dan gaan dit by vers 3. Moenie iets uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoor as homself ag. Selfsug beteken ek is die middelpunt van alles, en eersug is, ek wil gehoor en gesien word altyd eerste. Maar nou kom ons by die kernboodskap, van vers 5 na 8 toe. Jesus kom. Jesus kom in die gestalte van 'n slaaf na die aarde toe. Iemand wat hoër is as whatever daar mag wees, koning van konings, hy is hoër geag as ons president, hy het die hoogste posisie wat daar mag wees, en hy kom en hy wys dit hier. Ek dink nou as Jesus het gekom in 'n donkie, as hy vandag gekom het, was dit seker in 'n donkiekar, nie 'n Hilux-bakkie nie. Hy kom nie met hierdie fancy klere, duur skoene, wat hulle, die fariseërs verwag het, hy gaan inkom nie. Hy kom nederig. Nederig om vir die mense te wys eintlik, wat dit is om vir God te leef. Wat dit beteken om in die beeld van God in die samelewing te wees. Hy word verneder en hy verneder homself deur wat te wees? Gehoorsaam, getrou aan God. En ek weet, dit is soms so moeilik vir ons, in ons moeilikste tye wil ons altyd 'n plan beraam, want ons sê 'n boer maak 'n plan. Maar ons kan nie dit doen nie. Ons eerste ding moet wees, Here, wat moet ek nou doen? Nee, wag, ek gaan gou kyk, moenie jy worry nie, ek gaan gou vir Koos bel, hy weet hoe. Gaan op jou knieë, bid, laat God vir jou kan sê hoe om dinge mee reg te doen en te werk. Want ek weet, as ons dit gaan doen, is die kanse dat ons gaan faal, dat ons nie gaan slaag nie, 95%. En dan blameer ons nou weer vir ander mense, want ons plan het nie uitgewerk nie, so ons het ons maatstaf uitgehaal. En weet jy, ek het nou die dag vir iemand het gesê, jy is niks. Dit is regtig niks. Hy sê, hoe kan jy so sê? Hy sê, ek is dan 'n hoof van 'n skool. Ek sê vir hom op papier, ja. Maar buite op straat, hoe gaan hulle sê, daar loop 'n hoof, daar loop 'n dokter, daar loop 'n veearts. As niemand jou ken nie, gaan hulle sien as 'n random persoon. Ek sê te vir mense eintlik niks. God het gekom as niks, en hy is verhoog as koning van alles. En dit is wat ons ook moet doen. Want God sal ons verhoog in tye van nood. God sal jou verhoog wanneer jy op jou laagste is. En wanneer jy op jou hoogste is, help jy ander wat op hulle laagste is. Daar is 'n woord metanoia. Is 'n woord of changing in the state of God filling your entire life. Die Here vul jou oor en jy gaan in hierdie staat in waar jy voel God is net nou in beheer. En dit beteken om niks te wees. Maak jouself leeg sodat die Here jou kan vul. En dan word jy nederig. Die fondasie. Vers 9, God het hom nie verhoog nie deur mense nie. Hy is die hele koninkryk en hy is. En elke knie sal buig en getuig. Ek sluit af
waar het my maatstaf dalk Christus se plek gevat? My huisgesin, my huwelik, my werk, my verhouding teenoor mense of vreemdelinge, geloofslewe, waar het ek begin God speel? Weet jy hoe wonderlik is die Here? Ek gee vandag 'n boodskap oor nederigheid en getrouheid. Gister was ek in Wimpie en my vrou en ons kinders, ons was uit hier saam met 'n vroutjie. Ek kan haar naam maar noem, en weet jy, sy is amazing, Trudy. Ons gaan nou gaan sop en broodjies uitdeel. Jy sal verbaas wees hoe gebroken die wêreld is. Hoe mense regtig ons hulp nodig het. Voor ek haar moes gekom het in 'n plek waar ek sou gesê het nee, kom ek haar saam met hierdie vroutjie en weet jy, ek het nou regtig gesien hoe lyk 'n engel in mensevorm. 'n Vrou wat haarself heeltemal uitsonder, weg van mense af, weg van die wêreld af om ander te gaan dien. En sy het vir my gesê, Donovan, omdat ek niks het nie, sal God deur my werk. Hy sal vir my gee om vir ander mense te gee. En ek het dit regtig beleef gister hoe die Here werk. Want ons weet dit nie. En weet jy, ons kan dieselfde doen. In jou werksplek. Al was dit by die hospitaal, al was dit by ouerhuis, al was dit by 'n skool, al was dit by 'n petrolstasie, al was dit by 'n koffie of winkel, waar ook al. Die Here gaan jou daar geplaas om iets te doen vir ander in daai werksplek. Ek sê net gou vir julle, kom ek sê julle, die Gees is altyd besig wanneer jy oorgee en toelaat dat God jou, wanneer God jou kan gebruik, sal die Heilige Gees sienbaar, sigbaar, teenwoordig wees. En ek sluit af gou met hierdie stellingkies vir jou. Daarom wil ek sê, moenie die wêreld vra hoe om beter te wees as almal nie. Vra God hoe jou lewe die wêreld 'n beter plek kan maak. Moenie die wêreld vra, hoe kom ek bo uit nie? Ek wil die beste wees. Vra Jesus hoe om laag genoeg te buig om ander te dien. Moenie die wêreld vra, hoe moet ek wees nie? Vra Jesus hoe jou gesindheid teenoor die wêreld moet lyk. Want die doel is nie dat ek net 'n beter weergawe van myself word nie. Die doel is dat Christus my vorm. Die doel is nie selfverbetering nie. Die doel is geesverandering. Die doel is nie dat almal rondom uiteindelik my maatstaf inpas nie. Die doel is dat my maatstaf gebreek moet word en Christus my gesindheid moet verander. Ek wil gou vir julle 3 liedjies sing. God in die môreson, God in die nagterein, Onse Vader in die hemel, laat die lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, sien die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Vader God, U ken my naam, my binnegoed en buite staan, my groot braad en my klein verdriet, my vashou en alles wat verskiet. U ken my vrese en my hoop, die pad wat ek so galvoet loop, die pad het U lang al berei. U maak die pad gelyk vir my.
Alle pelgrims keer weer reis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soeken na die boardinghuis. Moeder God, U ken my waan, my ego, my regop staan. Die drake waarteen ek bly veg, U wys my altyd weer die weg. U het my met die lig gesien, die lig strooi ek op iedereen. Net U weet hoe my toekoms lyk, U maak die pad vir my gelyk. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke zwerver kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soeken na die boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke zwerver kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soeken na die boardinghuis. Daar waar jy sit, vra vir die Here om met jou te werk, om jou hart sag te maak, om te weet dat jy is 'n diensknegt van God. Wat jy doen, is nie vir selfreffing nie, maar vir die Here alleen. Ek sluit af met die slotlied vir hierdie diens, waar ons onsself bereidstel vir die Here. En sê, Here, ek is op hierdie aarde gestuur om U beeld te weerspieël in 'n gebroke wêreld. Jesus Christus is die hoop. En daai hoop kan deur my wys vir die wêreld. En ek kan nie sê ek hoop iemand help daai persoon uit nie. Soms is jy die hoop vir daai persoon. Maar jy sal niks kan doen sonder die Here as bron nie. Maar deur die Heilige Gees wat jou sal transformeer in iemand wat jy nog nooit gedink het jy sal wees nie. Die Here gaan vir jou paaie oopmaak. Die Here gaan jou stuur in plekke wat jy nog nooit gedink het jy sal wees nie. En soms mag dit ongemaklik wees. Maar net soos Jesus getrou gebly het aan God en gelei het tot die einde toe, tot aan die kruis, so sal die Here jou ook help en lei tot waar jy moet wees, en hy sal jou lig hoër as wat die mense van hierdie wêreld kan doen, want jy is sy kind, jy is geliefd, jy is kosbaar. Julle kan sit en saam sing, maar solank dit kom uit die hart uit. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en dan hoor ons neer.
Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en dan hoor ons nie. Ons wag op U en ons vra vir ons nou. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, en dan hoor ons nie. Vul ons met die krag, vul ons met die kracht, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou. Laaste keer. Vul ons met die krag, vul ons met die kracht, vul ons nou. Bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons nou. Kom ons sluit dit hierdie diens af met 'n woord van dankbaarheid. Dankie Hemelse Vader, dat ons hierdie boodskap ongeluister het vandag. En geweet het dat ons is niks, maar in U kan ons verhoog word tot die hoogste plek saam met U, waar U ons sal kan lei en beskerm. Dank liewe Heer dat ons hierdie bevoorregte posisie het om kinders van God te wees in hierdie gebroke wêreld, waar ons as diensknegte van U moet wees. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus jou nederig maak voor God. Mag die liefde van God die Vader jou getrou hou in ons roeping. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou maatstaf breek, jou hart sag maak en die gesindheid van Christus in jou vorm. Gaan leef nou in vrede, nederig voor God, getrou in jou lewe en vol van Christus se liefde teenoor hierdie wêreld. Amen. Dankie julle. Laat Heer U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde broei. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag.
Laat weer u vrede deur my vloei. Leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander u al meer in my kan sien.